boodskap of die titel van my boodskap is die troon van my hart. En dis hoekom hierdie stoel hier is vanoggend. Ek weet hierdie is nie 'n troon waarop 'n koning sou sit nie, maar sien die stoel en soos wat ek praat, sien jou lewe, sien jou hart. Probeer bepaal waar sit Jesus en wat gaan om hierdie troon aan. Dis hoekom dit hier is. So ek gaan vandag so 'n bietjie gesels oor 'n idol, 'n afgod in Afrikaans, wat nie so algemeen is nie. En ek gaan julle deur 3 stappe vat wat hierdie afgod, hoe ons hom kan herken in ons lewe, hoe hy klink, wat hy sê. En dan gaan ek vir julle so ietsie probeer openbaar van die Vaderhart, van Jesus wat op hierdie troon sit, iets van sy hart. En ek wil maar net sê, dit is 'n baie persoonlike boodskap vir my weer eens, is iets wat dit was tande kners, en ek het persoonlik saam met die Here deur hierdie geworstel, en ek kan regtig hier staan vanoggend en sê, ek het aan die ander kant van dit uitgekom, en dis hoekom ek dit met julle deel. So Jesaja 42 vers 8 sê, ek is die Here, dit is my naam, en ek gaan my eer met niemand anders deel nie. Geen ander afgod gaan ek my eer mee deel nie. Ons weet dat God is 'n jaloerse God. Okay? Hy wil alleen op hierdie troon sit van ons hart. Hy wil nie die troon of ons hart met enigiemand anders deel nie. En ek weet wanneer ons aan afgode dink, dan dink ons gewoonlik aan hierdie goue beeldjies. En dan wil jy vir my sê, Bianca, maar ek kan dit nie 'n goue beeld nie. En ek dink in 2026 waar ons vandag is, kan ons, as jy hoor idols of afgode, dan dink jy dalk al aan jou foon. Jy het dalk al jou foon geïdentifiseer as een, want ons is die hele tyd op ons fone. Of jy het dalk al fisiese goed in jou lewe geïdentifiseer as 'n afgod. Maar die afgod waar ek vandag wil praat, lyk so 'n bietjie anders. Dit lyk soos prioriteite. Dit lyk soos planne. Dit lyk soos om verantwoordelik te wees. Okay? Maar 'n afgod is enige iets waarby ons identiteit, sekuriteit, troos of betekenis kry, eerder as by God, die een wat ons gemaak het. God het ons gemaak om identiteit, troos en betekenis by hom te kry, maar die oomblik wanneer hy nie meer op die troon van my hart sit nie en ek dit gaan soek by ander plekke, gaan ek so onvervuld leef. Want hy het my gemaak en hy wil vir my identiteit gee. Hy wil nie hê ek moet dit by 'n ander plek gaan soek nie. Hierdie troon was nooit gemaak om gedeel te word nie. Hierdie troon van ons hart het net een plek en dis vir die Here. Matteus 6 vers 24 sê, niemand kan 2 Here dien nie. En ek weet hier verwys dit na geld, want dit praat van mammon, maar daai woordjie dien, ek gaan nie eers die Griekse woord sê nie, want ek gaan hom butcher, maar daai woordjie dien beteken om aan iemand te behoort. Jy kan nie aan 2 goed of aan 2, jy kan nie aan 2 goed behoort nie. Hy praat hier van eienaarskap. Okay, nie net van dien nie, maar van eienaarskap. Hy praat van heerskappy. Hy praat van wie die finale sê in jou lewe. Want as jy aan 'n troon dink, dan dink jy aan 'n koning, nie? 'n Koning wat heers oor 'n sekere plek, wat sê wat is reg en wat is verkeerd, wat besluite neem. En 'n troon praat van gesag. 'n Troon praat van wie die finale sê. So my vraag vanoggend aan julle is, het Jesus die finale sê in jou lewe en in jou hart? Baie van julle sal hier sit en sê, ja, maar Jesus is in my hart, of ek het al my lewe vir hom gegee. Maar wie vertrou jy? Wie regeer oor jou besluite? Wie bepaal jou reaksies? En wie die finale sê wanneer jy onder druk kom? Want kom ons wees nou maar eerlik, wanneer die Polpotty fanbelt strike, dan kom ons by hierdie issue uit. Wanneer onsekerheid kom, na waartoe hardloop my hart eerste? Na my planne, my oplossings, of na die Here toe? Wanneer finansiële druk kom, hardloop ek na God toe, of hardloop ek na my planne toe om hierdie op te los?
Wanneer die toekoms onseker voel, hardloop ek na gebed toe of hardloop ek na beheer toe? Hoe gaan ek hierdie situasie onder beheer kry? Wanneer dinge uitmekaar uit begin val, hardloop ek na vertroue toe of hardloop ek na angs toe? Wat ook al jou eerste toevlug is, openbaar wie op hierdie stoel sit. En weet julle wat, die meeste afgode vra nie dat Jesus van die troon af moet afgaan nie. 'n Afgod is okay daarmee om net hier te chill. Net so. Want wat gebeur? Ons fokus verskuif van Jesus af. En dis al wat die vyand wil hê. As die vyand my net so rukkie kan kry om net weg te kyk van Jesus af, dan het hy my. En ek het onlangs hierdie afgod in my lewe ontdek. Dit lyk nie so sonde nie. Toe die Here dit vir my die eerste keer gewys het, is ek soos, ja, maar dit kan nie regtig so verkeerd wees nie. En dit is die afgod van beheer. Control, being in control. Want wat ook al op die troon van my hart sit, vorm die manier waarop ek gaan leef. Ek word later dit wat ek gaan dien. As ek Jesus dien, word ek soos Jesus. As ek 'n afgod dien, dan gaan ek later soos dit word. Goed. So kom ons kyk na die eerste ding wat hierdie afgod sê. Is julle reg? Beheer sê, ek moet die toekoms ken. Een van die eerste tekens dat beheer hier in jou hart is jou gedagtes is gevul met wat asse. Ken julle daai gedagtes? Wat as hierdie nie uitwerk nie? Wat as hierdie die verkeerde besluit is? Here, nie eers Here nie, Bianca. Wat as ek nie genoeg gedoen het nie? Wat as hierdie transaksie nie uitwerk nie? Dit gaan so, die hele tyd. Hoekom wil ons beheer kry oor 'n toekoms wat nog nie bestaan nie? Ek gaan baie harde waarhede nou gee. Die eerste een is dat ons wil sekerheid hê oor hoe dit gaan uitwerk voor ons gehoorsaam gaan wees. Ek wil die einde sien. Here, ek hoor wat jy vir my sê, ek hoor jou belofte, maar ek wil die einde sien voor ek gaan doen wat jy vir my gaan vra of wat jy van my vra. En dis hard, maar dis die waarheid. Die volgende een is ons wil die hele padkaart hê voor ons die eerste tree gaan gee. Ek weet waantoe die Here op pad is met my, maar ek gaan nie die eerste tree gee nie want ek weet nie wat alles vir my wag nie. Ek kan nie dit alles beheer nie, so ek gaan nie my eerste stapie gee nie. Maar geloof werk anders. En ons hoef net na die Bybel te kyk, ons hoef na die storie van Abraham te kyk as jy nou Ou Testamenties kyk. Abraham het nie die hele stamboom gesien nie. Hy het net 'n belofte gehad. Moses, arme Moses. Hy het nie geweet van die 40 jaar in die wildernis en hy het nie die hele storie geken nie, maar hy het 'n belofte gehad. En hy het die God geken wat vir hom die belofte gegee het, so hy het geglo in daai belofte. Maria, ek dink hier's 'n paar mammas hier vanoggend. Ek dink as 'n engel na jou toe kom en vir jou sê jy gaan 'n seentjie hê, maar hy gaan eendag aan 'n kruis hang en hy gaan doodgaan. Moeilik. Maria het nie die hele verlossingsplan al verstaan nie, maar sy het 'n belofte gehad. Sy het God geken, sy het hom liewer gehad as enigiets anders in haar lewe. As jy dink aan die Nuwe Testament, Paulus wat so radikaal verander het. Hy het ook nie die hele plan geweet nie. Hy het nie geweet hy gaan in Rome opeindig nie. Hy het nie geweet in watter stad hy volgende jaar of oor 'n paar maande gaan wees nie, maar hy het God geken. En hy het geweet hy kan op God vertrou, so hy het die eerste tree gegee. En kyk wat het uit dit uitgekom. Hy het nie geweet hy gaan in die tronk opeindig nie. Al 4 van hierdie het iets in gemeen gehad. Hulle het nie al die inligting gehad nie, maar hulle het God geken en hulle het 'n belofte gehad. Het julle geweet die Bybel het meer as 7700 beloftes in? 7700 beloftes. Hoeveel meer soek jy van God? Die Bybel is gevul met beloftes. En ek wil dit duidelik maak vandag.
Ons kry baie keer beheer deur te beplan. En ek sê nie beplanning is verkeerd nie. Ek sê nie daar's fout met beplanning nie. Die fout kom in wanneer ek meer op beplanning staat maak as op God. As dit belangriker is, my planne, my lysies, my afbietlysies. As dit meer is waarop ek vertrou as op God, het ek 'n probleem. Dan gaan hier iets aan by die troon van my hart wat nie reg is nie. So, ons veiligheid in enige situasie lê nie in ons planne nie. Ons veiligheid lê in God. Hoe weet ek is vry van hierdie ding? Hoe weet ek dis nie daar nie? Jy weet jy is vry wanneer jy weet jou veiligheid is gebaseer op die Here en nie op jou planne nie. Jy weet beheer sit nie meer op die troon van jou hart wanneer jou vrede nie meer afhang van jou omstandighede nie. Maar jou vrede hang af van wie daar sit en by wie jy sit. So ek het nou baie gesê al wie hier sit, maar waar's jy? Is jy hier? Sit jy by sy voete? Het jy geweet dat enige antwoord wat jy op enige gebed soek, gaan jy net daar kry? By sy voete. Die tweede ding wat beheer sê is, ek moet die uitkomste bestuur. Hierdie is 'n tawe een vir my. En ek glo hierdie is die hart van die afgod van beheer. Ons probeer mense, omstandighede, tydsberekeninge, resultate, verhoudings, bestuur en beheer. Ons probeer verseker dat alles volgens ons plan gaan verloop. En wanneer dit nie doen nie, dan raak ons angstig. Hoekom? Want ons vrede begin afhang van hoe hierdie ding gaan uitwerk. Maar Bybelse vrede werk nie so nie. Bybelse vrede is nie gebaseer op die uitkomste nie. Dis gebaseer op die karakter van God en wie hy is. Beheer sit hier en fluister vir jou. Jy gaan vrede hê wanneer jy weet hoe dit gaan uitwerk. As jy weet hoe die einde lyk, dan gaan jy rustig wees, man. So beplan. Maak jou plannetjies. Maak jou plannetjies, dan gaan jy vrede hê. Maar geloof sê, ek het vrede. Want ek weet, God weet hoe die einde lyk. Ek het vrede want ek weet God is goed. Ek hoef nie te weet hoe die einde lyk nie. En daar's 'n man in die Bybel, koning Saul. Daar's baie wat mens kan sê oor hom. Maar God het hom gekies om koning te wees en hy bevind homself in hierdie situasie in 1 Samuel 13 waar die Filistyne in hulle nekke blaas en hulle moet oorlog toe gaan. En Samuel het vir hom 'n opdrag gegee. Samuel het vir hom gesê, Saul, wag vir my vir 7 dae. Wag vir my vir 7 dae, dan gaan ek jou kry op hierdie spesifieke plek en ons gaan 'n offer maak aan die Here. Want konings mag nie offers gemaak het nie. Hulle moes gewag het vir die profete. En hier bevind Saul hom in hierdie plek waar sy manne wat hom moet help veg, so een vir een verdwyn. En hy sien voor sy oë hoe hierdie situasie uitmekaar uitval. En ek dink hy het by homself begin gedink, weet jy wat, Samuel kom nie, ek moet nou beheer kry oor hierdie situasie, want anders gaan die uitkomste gemors wees. Ek kan nie nog manne verloor nie, want hoe gaan ek die Filistyne wen? So ek gaan nou maar Samuel se werkie vir hom doen. Ek gaan beheer neem en ek gaan hierdie offer maak aan die Here. En eintlik as jy van 'n afstand af na dit kyk, dan lyk dit eintlik verantwoordelik. Want hy het nou so 'n goeie ding gedoen, jy weet, as hulle die offer gemaak het, dan kon hulle nou gaan oorlog voer het, en so hy het eintlik Samuel die moeite gespaar. Wat 'n nice ou. Maar dit was nie sy verantwoordelikheid nie. Sy verantwoordelikheid was om te wag. Maar wagtydperke raak ongemaklik. Dis in wagtydperke wat ons begin twyfel. Dis in wagtydperke wat ons beheer wil vat. En wat ons dan doen is ons tel verantwoordelikhede op wat nie ons in is nie. En ons begin dit dra soos bagasie. En dan wys dit in angs.
Dit wys in my slaap. Dit wys in my gedagtes. En Jesus sit hier en hy dink by homself, ek het nooit vir jou gevra om hierdie goed op te tel nie. Jou verantwoordelikheid was om te wag. Jou verantwoordelikheid was dalk om te bid. Verantwoordelikheid in 'n situasie is om te doen wat God gesê het. Vat 'n verhouding. Dit is partykeer so frustrerend as jy in 'n verhouding is met iemand en jy weet hierdie persoon het net Jesus nodig. Nou wil jy net die Heilige Gees wees en jy wil hulle net convict of hulle dalk 'n kopklap gee, soos hulle partykeer sê. Maar wat is jou verantwoordelikheid in daai situasie? Om te bid. Om Jesus te reflekteer. Om vir daai persoon Jesus te wys. Wanneer kom die gemors? As ons verantwoordelikhede optel wat net God se is. Dis wanneer skade kom en seer kom in verhoudings en in situasies. So verantwoordelikheid is om te doen wat God gesê het, maar beheer is om te probeer doen wat net God kan doen. Verantwoordelikheid se fokus is op gehoorsaamheid. Is om gehoorsaam te wees aan God in situasies. Here, wat moet ek doen? Ek sit met hierdie situasie, wat moet ek doen? Nou sê die Here vir my, wag. Of bid. Of vas. Of spandeer tyd in my woord, dan doen jy net dit. Jy maak nie planne nie. Jy hardloop nie na mense toe nie. Jy probeer hierdie situasie in jou eie hande vat, jy doen net dit. Dis om verantwoordelik te wees. Verantwoordelikheid vra, Here, wat vra U van my? Maar beheer vra, hoe kan ek seker maak hierdie ding werk uit? Wat kan ek nog doen? So hoe weet ek het beweeg van verantwoordelikheid na beheer? Dis as jy so lyk. Dis as jy al hierdie goed op jou gesit het. Dis as jy verantwoordelikhede dra wat nie joune is, dis net God se. En dan kom sit beheer hier op hierdie troon. Goed. Saul, die hele ironie van hierdie situasie was, net na hy nou hierdie offertjie gemaak het, toe kom Samuel daaraan. En wat hy het, die feit dat hy koning was, verloor oor hierdie. Dit was sy val. Was omdat hy ongeduldig geraak het. En dit is die gevaar van beheer. Goed. Kan ek net gou hier noem? Ek weet wagtydperke is so moeilik en om geloof te hê in wagtydperke is moeilik want dit voel vir jou ek doen niks. En vir party van ons en ek is nommer 1, is dit so moeilik om in sulke tye niks te doen nie. Ek is partykeer by die skool en dan het ons sport en ek het niks om te doen die dag nie en dan dink ek aan alles wat in my klas lê. Ek kon nou al hierdie goed in hierdie tyd gedoen het. En dis hoekom ek frustreerd raak met wagtydperke met my hande moet besig bly. Ek moet besig bly. Maar net hier by sy voete is alwaar hy my partykeer wil hê. Right. Die derde ding is ek moet op myself staat maak. Dis 'n gevaarlike een. Want nou kan ek raak 'n idol in my eie lewe. Ek maak meer staat op myself as op God. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Dit beteken ons niks daar om daai troon nie, dis net hy. Vertrou met hom op jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Die stryd met die vyand gaan uiteindelik oor my hart. Okay? Maar die diepste worsteling van beheer is vertroue of die gebrek aan vertroue. Vertrou ek regtig vir God? Want beheer sê, nie worry nie, ek gaan dit uitfigure. Net so 'n bietjie dink, dan gaan ek 'n plan hê, ek sal 'n plan maak, ek sal die oplossing vind. Maar vertroue sê, Here, ek het U nodig. Ek het U nodig. Ek gaan nie eers probeer dit self uitfigure nie. Ek kom dadelik 100% eerste na U toe. Here, ek kan dit nie sonder jou doen nie. Jy hoef net te preek om te weet jy kan dit nie sonder hom doen nie. Elke keer voor ek hier opkom, dan raak ek so angstig as ek soos Here, ek kan nie hierdie sonder jou doen nie. Kan nie.
Die gevaar is dat ons eie ervarings, ons eie vermoëns, ons eie planne, ons strategieë meer begin vertrou as wat ons God vertrou. En dis 'n baie gevaarlike plek om in te wees, want ons is nie God nie. Ons weet nie alles nie. Ons begin staat maak op dit wat ons kan sien, eerder as die een wat eintlik klaar die einde kan sien. Want ons visie is so, maar hy sien alles. Hy weet alles. En ek sê weer, dis nie verkeerd om 'n plan te hê nie. Partykeer is dit goed om te gaan en gaan met jou planne na hom toe. Gaan sit dit by sy voete neer en moenie meer staat maak op jou planne as wat jy op hom staat maak nie. En miskien is dit dan die grootste toets van wie sit op die troon van jou hart. Waarheen draai jy eers wanneer jy nie weet wat om te doen nie? Baie van ons draai na mense toe, baie van ons draai na, dis nie dalk eers ons planne nie, maar ons vertrou mense se planne. Mense gaan vir my die antwoord gee, mense gaan vir my die oplossing gee. Maar die uitnodiging in Spreuke 3 is baie eenvoudig. Gee jou hele hart vir hom, klim jy van die troon af. Gaan nie oor jou nie, gaan oor hom. Hou op probeer wees wat net God kan wees. Hou op om te dra wat net hy kan dra. En hou op om te beheer wat net God kan beheer. Ek gaan vir julle iets probeer verduidelik. Ek het hierdie revelation gekry. Openbaring, die openbaring God. God kies om deur verhoudings te werk. Ek weet nie, dit maak nie sin nie, maar hy doen. God kan op enige plek op hierdie aarde nou verskyn. En op een slag, een woord spreek en almal het gehoor van die evangelie. Hy kan. Maar hy kies om dit deur my en jou te doen. Hy kies om deur verhouding te werk. Nie sodat jy net 'n dienaar, 'n dienskneggie kan wees nie. Maar hy verlang na verhouding. Hy verlang om 'n verhouding te hê met sy seuns en sy dogters. Okay? God kies vennootskap eerder as onafhanklikheid. Ek sal dit self doen. Hy kies dit, dat ons dit saam met hom doen. So God kan homself op verskillende maniere openbaar. Hou net gou saam met my vas, there's method to the madness. Hy kan homself openbaar as die skepper. Okay, as die wêreld. Jy kan net kyk na alles wat hy gemaak het, dan weet ons God is 'n skepper. Hy kan homself openbaar as die regter, as liefde, as die heilige een. Maar die enigste manier hoe hy homself kan openbaar as die Vader is deur my en jou. Hy kort seuns en dogters. 'n Pa kan nie 'n pa wees sonder seuns en dogters. Al hoe ek gaan glo Petrus se pa is as ek na sy seuns kyk. Dan kyk ek na sy seuns, dan gaan ek weet wat sy tipe pa is hy. So, kom ons kyk na Jesus. Jesus het gekom aarde toe om baie goeders te doen. As jy die boek van Johannes gaan lees, hy het mense uit vir Lazarus uit die dood uit opgewek. Hy het vir mense vertel van die goeie nuus. Hy het gesterf vir ons sondes. Hy het mense genees. Al daai goed het hy gedoen. Dit is so. Maar wat is die grootste ding wat hy gedoen het? Hy het God kom reveal. Hy het sy Vader kom wys. Want hy sê, as jy my gesien het, het jy my Vader gesien. Ek doen net wat ek my Vader sien doen en ek sê net wat ek my Vader hoor sê. Okay? En in Johannes 20 dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek nou julle. So Jesus was gestuur om die Vader te kom openbaar. Sy hart te kom openbaar. So waarvoor is ons gestuur? Om sy hart te openbaar. Ons is gestuur om dieselfde ding te doen. Nou, hoe word sy hart geopenbaar? En dit het my brein het so gegaan. Maar elke keer wanneer 'n gebed van ons beantwoord word, word iets van sy hart geopenbaar. Elke keer as ek kies om nie beheer oor 'n situasie te neem en dit self uit te figure nie, maar hier by sy voete te sit en hom te vertrou en ek kry deurbraak, word iets van sy Vaderhart geopenbaar en ek kan gaan en gaan sê, julle gaan nie glo wat die Here vir my gedoen het nie.
En dan hoor daai persoon, "Jo, maar iets van die Vaderhart." Hulle ervaar iets van die Here se hart. En dit motiveer en bekragtig ons mekaar om net hiernatoe terug te gaan. As dit sin maak, maak dit sin. Ek hoop dit maak sin. Hy soek verhouding. En in hierdie verhouding is my enigste verantwoordelikheid om tyd saam met hom te spandeer. Om tyd in sy woord te spandeer, om te bid, om hom te vertrou. Dis al wat ek moet doen. Hy vra nie van my om goed te dra wat ek nie hoef te dra nie. En ek gaan nou net so oomblik, ek wou nie. My kinders se gesondheid is wat waar hierdie uitgekom het, want Espe was baie siek. My oudste met sy hart, ons het hom regtig amper verloor en dit was iets wat ek glad nie kon beheer nie. Okay, en ek het regtig seer gekry in hierdie situasie. En elke keer, ons is dis nou al 5 jaar later, maar elke keer wat my kinders verkoue het, dan raak ek so. En dan wil ek beheer kry oor dit. En dan kom al daai ou, want dit is dikwels waar ons seer gekry het of teleurstelling ervaar het in die verlede waar ons die meeste beheer wil toepas. En jare het gebeur en jare het was sleg. Maar hy het goed uit dit uitgekom. En God het vir ons 'n belofte gegee. Hy het vir ons gesê, dit is klaar. SP is genees, dit is klaar. So wat help dit ek raak frantic as my kinders nou net verkoue kry? Want dis om goed op te tel wat ek nie hoef nie. Ek moet net staan op sy belofte. Die Here het gesê dit is klaar, so dit is klaar. Julle gaan siek word, julle is kinders, dit gebeur. Maar nou raak ek angstig en ek slaap nie en my gedagtes gaan nie. En ek kan dit vat, mense kan dit vat met soveel goed in jou lewe. Maar dit gebeur partykeer waar ek seer gekry het. En omdat ek seer gekry het daar, luister ek nou na die vyand. O, die Here was nie daar nie. Hoekom het hy dit laat gebeur? In Openbaring 2 praat Jesus met die kerk in Efesiërs. En hy sê vir hulle, "Joh, julle het so hard gewerk en julle het volhard en julle het uitgehou en julle het onderskeidingsvermoë gehad en julle was so getrou." En as jy dit lees dan dink jy, "Joh, hierdie kerk het niks verkeerd gedoen nie." Maar as jy so 'n bietjie verder lees dan sê Jesus, "Maar dit het ek teen julle, dat julle julle eerste liefde verlaat het." En daai woordjie verlaat beteken om agter te laat. Dit beteken nie hulle het sy liefde verloor nie, want jy kan nie sy liefde verloor nie. Hulle het dit net agtergelaat en weggegaan op hulle eie pad. Hulle het Jesus vervang. En dit is presies wat beheer doen. Dit vra nie dat ons Jesus hier van die troon moet afgooi nie. Dit wil net so 'n bietjie hierso sit. So 'n bietjie goedjies in jou oor fluister. Jou net so 'n bietjie kry om te twyfel. En vandag wonder ek hoeveel van ons is soos hierdie gemeente in Efesiërs. Ons dien, ons bid, ons kom kerk toe, maar diep in ons harte dra ons laste wat God nie van ons gevra het om te dra nie. En ons het ons eerste liefde wat Jesus is, verlaat. Agtergelaat. En hy sê draai om. Draai om. Nooit ophou lief wees vir my nie. Want weet julle wat? Vertroue kom eintlik neer op liefde. Jy kan nie iemand vertrou wat jy nie liefhet nie. En ons gee die troon van ons hart aan dit wat ons die meeste vertrou. Liefde en vertroue loop hand aan hand. So miskien vandag het die Heilige Gees so bietjie sy vinger daar op jou hart kom neersit op iets. Miskien het jy jouself herken in die watasse. Miskien het jy besef, jy wil die heeltyd uitkomste bestuur. Jy is so uitkomste gedrewe dat jy nie meer Jesus gedrewe is nie. Miskien het jy besef dat jy verantwoordelikhede dra oor goed in jou lewe wat God nooit van jou gevra het om te dra nie. En miskien het jy besef dat beheer stilweg op die troon van jou hart kom sit het. Maar ons goeie nuus,
Jesus het nooit gevra dat jy jouself moet regmaak voor jy terugkom na hom toe nie. Hy vra kom net soos jy is. Kom net soos jy is. Kom en kom erken. Here, ek het myself op hierdie troon gesit, of ek het beheer toegelaat om op hierdie troon te kom sit. Jody, as jy daai prentjie dalk vir ons kan opsit, sal ek dit so waardeer. Want as beheer op die troon van jou hart sit, dan lyk jou lewe soos daai regterkantste prentjie. Niks groei nie. Dis dood. Jou geestelike lewe is dood. Maar as God op die troon sit, dan lyk dit soos die linkerkantste een. So wie sit op die troon van jou hart? En indien dit nie Jesus is nie, sal jy hom vandag weer plek gee? Sal jy vir hom die plekkie gee wat eintlik nog altyd syne was? Amen.